Geliefdes, goeiemôre aan almal en soos altyd baie welkom by ons erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Sjoe, het voel eintlik asof ek so lanklaas saam met julle hierdie tyd spandeer het, maar ek is baie bly dat dit weer aangebreek het waar ons as vriende en familie verspreid oor die land en oor die wêreld kan bietjie stil word by die woord van die Here. Geliefdes, seën vir julle daar waar julle is. Dan volgende deel ek graag net 'n belangrike afkondiging en dit is rakende ons lentefees of ons bazaar. En geliefdes, hierdie jaar het ons probeer om dinge bietjie groter te doen as vorige jare. So daar is baie aktiwiteite om van te kies en goedjies om te eet en ek wil graag net van hulle deel, dat julle net weet wat om te verwag. Daar gaan 'n koekbak kompetisie as ook 'n broodbak kompetisie wees. So enige een van julle wat dalk bietjie wil kom wys, julle geheime talente is meer as welkom. Ons vra net dat die koekbak kompetisie daarso dat dit binne die tema van lente gehou sal word. Rakende die broodbak, enige brood waaraan jy kan dink, en dan is daar 'n span wat gekies gaan word om te beoordeel en daar is wonderlike pryse wat gewen kan word. Dan gaan daar 'n lente speeltuin vir die kindertjies wees. Nou dit gaan 'n afgebakende area wees waar julle kinders kan los, waar daar klomp verskillende aktiwiteite en speletjies vir hulle is en julle kan dan verder die lentefees rondloop en goedjies vir julle kry. Daar gaan tiener of jong volwassene of in alle eerlikheid enige iemand speletjies voor wees waarmee julle mekaar bietjie kan uittoets om te sien maar wie is nou beter of nie. Dan die normale pannekoek en curry en rys, die puddingtafel, jaffels en vetkoek en die lys gaan aan. Geliefdes, ons, soos ek gesê het, probeer doelbewus hierdie jaar 'n bietjie groter gaan. Nooi julle vriende, nooi julle familie, almal van julle is meer as welkom en daar gaan ook van alles meer wees as vorige jare, want ons het nog altyd gesukkel met die uitdaging van dit is uitverkoop te vroeg. So geliefdes, kom kuier saam, geniet dit. Die tema of die beginsel wat ons die jaar ook probeer deurtrek is, dat dit nie net 'n bazaar is waar mens vir 5 of 10 minute vinnig stop en dan maar net weer huis toe gaan nie. Daar gaan sitplek wees, daar gaan 'n area wees om op die grond met 'n piknik, mandjie of so te kan sit of met 'n kombers. Geliefdes, ons wil hê julle moet die geleentheid saam met ons daar kom geniet. En dan enige een van julle wie dalk nog sal wil betrokke raak, wat hier naby is, kan my direk kontak en dan sal ons dit van daar af verder vat. Maar geliefdes, dit ons afkondigings. Ek gaan volgende net 'n kort geleentheid gun dat ons kan stil word hier in die teenwoordigheid van die Here en dan gaan ek vir ons die erediens begin deur 'n wotum te lees. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou, hulle is regverdig. Amen. Geliefdes, ek groet julle so, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Mag God drie-enig, julle anker, julle basis, julle alles wees, so die pad vorentoe. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om nou saam te bid. Here, eerstens wil ek hierdie gebed begin, deur vir u dankie te sê vir u bereidwilligheid, om 'n pad saam met ons te stap. Dat u ons wil ken, dat u ons klaar ken, dat u lief is vir ons, dat u hand altyd uitgestrek staan voor ons. Baie kere voel ons maar, afhangende van dit wat ons hier op aarde doen, bepaal dit op een of ander manier, hoe bereidwillig u tot ons is. Baie kere dink ons maar as ons sleg en verkeerd doen, dan wil u eintlik nie tyd saam met ons spandeer nie. En as ons meer na u toe uitreik, meer gewillig is teenoor u, dan antwoord u op dieselfde manier terug.
Dankie dat ons deur die woord kan leer, maar dit is glad nie die waarheid nie. U wil 'n pad saam met ons stap. U wil 'n verhouding met ons hê. En dit is nie bepalend deur ons verdienste, deur die goed of die sleg wat ons doen nie, maar deur die liefde en u genade. Help asseblief dat ons altyd ons vrymoedigheid teenoor u sal behou. Want Here, dieselfde, baie kere as ons sleg doen, voel ons, maar ons kan nie nou eintlik in u teenwoordigheid staan nie. Help asseblief dat ons verby dit sal kon kyk. Weereens dat ons sal kan sien, maar Here, die vrymoedigheid wat ons nou het om u genade troon te nader, kom van u en u alleen. U wat aarde toe gekom het vir ons, aan die kruis gesterf het, ons sondes afbetaal het, en daardeur vir ons 'n toekomsverwagting gegee het. Dankie dat ons vandag met oortuiging en met sekerheid kan sê, ons is welkom by u. Ons is tuis by u. En u sal nooit ons u rug op ons draai nie. Maar Here, dan wil ons ook vir u vra, waar ons vandag na u woord gaan kyk, 'n gedeelte wat bietjie moeilik en swaar kan wees, dat ons verder sal gaan soek, dat ons nie net oppervlakkig daarna sal kyk en afleidings maak nie, maar verantwoordelik na u woord sal kyk. Here, dit is eintlik so van belang vir ons, om u woord met respek te nader, dit te beskou as u heilige woord. Wat 'n verantwoordelikheid het ons, om dit op die regte manier te nader. Maar Here, met die Gees wat in ons woon, vra ons, kom lei ons dat ons dit altyd sal doen. Dat ons die woord sal nader met respek, met integriteit, en nie altyd net sal vra, maar wat beteken dit vir my nie. Maar eerder dieper te gaan kyk en te vra, maar wat het u daarmee bedoel? En vir ons vandag, hoe wys dit na Jesus Christus toe? Here, wees asseblief met al die kinders reg oor die wêreld versprei. Wees met almal wie inskakel deur middel van die internet. U ken elkeen van ons se laste, Here, dit waaraan ons so swaar dra. Wees met ons en versterk ons. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, daar gaan let wel 'n paar gedeeltes wees waarna ons saam gaan kyk, maar die eerste gedeelte waarmee ons sommer die erediens mee gaan begin, kom uit Jesaja 1, ons lees van vers 10 tot en met 17. Luister na die woord van die Here, julle Sodoms leiers. Gee ag op wat God julle leer, julle Gomorras volk. Wat het ek aan julle baie offers, vra die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. As julle kom om voor my te verskyn, wie het julle gevra om my voorhowe te vertrap? Hierdie is verwysend na die voorportale van die tempels. Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskie van julle wierookoffers, nuwe maanfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwe maansfeeste en feesgetye haat ek. Julle is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie. Want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker tee. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsaake van die weduwee. Ek lees tot sover. Geliefdes, ek wil graag 'n stelling maak. 'n Stelling wat vir baie van julle dalk 'n bietjie vreemd gaan wees. 'n Hele klompie van julle mag dalk julle koppe so krap en wonder, maar wat probeer hy nou eintlik hierdeur sê? Ek wil 'n stelling maak wat dalk 'n hele klompie van julle gaan omkrap. Al wat ek julle wel vra is,
is dat julle my net 'n geleentheid sal gun om te verduidelik waarom ek sê wat ek sê. Die Bybel is uiters kragtig om God aan ons te openbaar, om aan ons uit te wys maar wie en wat hy is, wat hy vir ons gedoen het, steeds doen, die liefde wat hy vir ons het. Die Bybel is uiters kragtig om mense tot geloof te bring. Ons sien dit elke liewe dag. Die Bybel is uiters kragtig om uit te wys hoe lyk 'n lewe wat ooreenstemmend is met die wil van God. Die Bybel, dit kom vernuwe, dit kom verander, dit breek oop, dit gee hoop, dit bring vertroosting, dit bring onderskeid tussen waarheid en dwaling, en geliefdes, so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Maar, en hier volg my stelling, die Bybel is ook uiters kragtig om presies die teenoorgestelde te doen. Die Bybel is uiters kragtig om aan ons die verkeerde beelde van God oor te dra. Die Bybel is uiters kragtig om mense weg van geloof af te lei. Die Bybel is uiters kragtig om ons die verkeerde lewensgewoontes en geloofsgebruike aan te leer. Die Bybel is uiters kragtig om af te breek, verandering te bring wat sleg is, wanhoop te saai, hopeloosheid te kweek, die waarheid te verdraai. Die Bybel is uiters kragtig om verwoesting te saai. Indien, baie belangrik, daar is 'n voorvereiste wat ek koppel aan die Bybel wat in staat is tot soveel slegte dinge. Indien dit nie verantwoordelik gebruik word nie. Indien dit nie binne konteks gelees word nie. As dit verdraai word om in te pas by die mens en die gebrokenheid van hierdie wêreld, as dit nie met respek behandel word nie. As dit nie beskou word as die lewende en die heilige woord van God nie. Geliefdes, elke liewe dag sien ons hoe mense die Bybel verdraai en God se naam misbruik om dinge te regverdig wat lynreg teen sy wil staan. Ek lees vir julle volgende gedeelte, 2 Petrus 3, vers 15 tot 16, dit sê: En beskou die geduld wat ons Here het met ons as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hul eie ondergang. 'n moeilike, maar 'n noodsaaklike boodskap om te hoor. Om die skrif verkeerdelik te verstaan, verkeerdelik te interpreteer en toe te pas in ons lewens, kan lei tot ons ondergang. As voorbeeld, wat dink julle sou die uiteinde van ons erediens gewees het? As ek direk begin het, deur Jesaja 1 vers 10 tot 17 te lees, en direk daarna af te sluit. Watter boodskap sou julle saam met julle geneem het, as die laaste woorde van die erediens was: As julle julle hande uitstrek in gebed, sal God sy oë daarvoor toemaak. Dat God nie vir ons gebede sal luister nie. Dat ons onsself moet reinig, dat ons nie voor God moet staan as ons verkeerd doen nie, dat ons moet leer om goed te doen, reg te doen. Eerlikwaar dink ek, dit sou 'n gevoel van vrees in ons ingejaag het. 'n Benoudheid sou dalk ingekruip het wat lei tot 'n groot paniek van ons moet nou 'n nuwe blaadjie oorslaan, ons is in die moeilikheid hier. Bedoelende, dit wat ons dryf tot vernuwing is vrees. Aan die ander kant kan sulke woorde, soos in hierdie gedeelte, die vrymoedigheid wat ons het om God te nader, totaal en al verwyder. Want die teks sê, as ons verkeerd doen, en geliefdes, kom ons wees eerlik, almal van ons maak foute, almal van ons tree verkeerd op. As ons dit doen, moet ons nie voor God verskyn nie.
So weer eens raak ons bang om voor die Almagtige te staan in sy teenwoordigheid waar ons so besmet is met sonde. Vrees kan ons dryf om sekere lewensveranderinge te maak. Lewensveranderinge wat dalk meer ooreenstemmend met sy wil is. Maar geliefdes, dis noodsaaklik om te weet, die Here lei ons nooit deur vrees nie. Hy gebruik nie vrees om ons te probeer beheer of te forceer om sekere dinge te doen nie. Daar is menigte godsdienste wat presies dit doen. Mense so bang maak, dat hulle uit absolute vrees doen wat vir hulle gesê word om te doen. Christendom is nie dit nie. Die Here lei ons deur sy liefde, deur 'n verhouding met hom te kan hê, om persoonlik te kan leer ken, sy gees wat in ons woon. Die vraag dan, maar wat van hierdie teks, wat ons nou net gelees het? Ek weet nou nie, ek kan nie namens julle almal praat nie, maar as ek hierdie teks so op sy eie moet lees, sonder enigiets anders, en ek moet daar volgens reageer, ek moet daarop antwoord, ek gaan bang wees, ek gaan vreesbevange wees vir God. Wat as ek ergens 'n fout gemaak het waarvan ek dalk nie weet nie? Wat as ek gaan in 'n paniek in hardloop? Hoe moet ek daarop reageer? So wat nou? Probeer hierdie teks ons nou doelbewus bang maak? Ek het dan nou net die stelling gemaak en sê dis nie wat die Here doen nie. Of is hy dalk net 'n bietjie meer wat agter die gordyne afspeel rakende Jesaja? Geliefdes, dit is waar konteks intree. Sonder dit loop ons die gevaar om die gedeelte verkeerd te verstaan, wat kan lei tot ons ondergang. Daarom wil ek hê ons moet graag gaan kyk na die nodige konteks om hierdie spesifieke gedeelte te kan verstaan. Ek begin deur 'n enkele vers te lees. Jesaja 1 vers 1. Dit sê: Die openbaring wat Jesaja, seun van Amos, ontvang het, aangaande Juda en Jerusalem. Dit was in die regeringstyd van Josia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda. Hierdie enkele vers sê klaar soveel rakende hoe ons hierdie spesifieke gedeelte en Jesaja in totaal moet nader. Dit is boodskappe in verband met Juda en Jerusalem, wat God aan Jesaja geopenbaar het, sekere vertalings sê deur visioene, in die regeringsjare van sekere konings. Kom ons breek hierdie bietjie verder op. Die eerste belangrike punt. Hierdie boek word gerig aan 'n sekere groep mense, naamlik die Israeliete. Soos 'n mens deur hierdie hele boek werk, is daar gereelde verse wat die Israeliete of dan die verbondsvolk direk aanspreek. So, in ander woorde, dit is nie 'n boek wat somme maar net aan enige iemand gerig kan word nie. Dit is geskryf met 'n spesifieke gehoor in gedagte. So vir ons vandag, so afgesonder van hierdie gedeelte, om somme maar net 'n paar tekste te vat en op ons van toepassing te maak, kan baie gevaarlik wees. Ons moet eerder gaan kyk na die dieper boodskap. Dis dieselfde, ons gaan kuier by vriende of familie. En ons besluit, maar ons is bietjie nou nuuskierig, wat gaan in hulle medisyne kabinet aan? Nie daardie ene met die vitamine is en daai, nee, die goeie goeders. En ons gaan soontoe, ons kry die medisyne kabinet en ons maak oop en ons besluit, maar ek gaan nou bietjie 'n paar pille begin drink, want julle weet, my keel is so bietjie seer. Hier so bietjie van 'n krapperigheid, en volgens my verstaan, pille is mos nou medisyne. Pille is daar om ons gesond te maak. Ek is besig om bietjie siek te raak, saai, maar dan kan ek mos nou pille drink. En hier kies ons 'n bloue, groene, rooi. Geliefdes, asseblief, moet dit nie gaan doen nie. Daardie pille is spesifiek voorgeskryf vir iemand waar hulle omstandighede in ag geneem is. Presies dieselfde met die boek Jesaja. Dit is geskryf met 'n spesifieke gehoor wat in ag geneem word met hulle spesifieke omstandighede. En dit bring ons dan by die tweede punt, die tweede belangrike punt. Dit handel oor sekere gebeure rakende Juda en die Israeliete.
baie kortliks opgesom, want 'n mens kan vir baie lank hierby stil staan. Die Israeliete het hier in Kanaan gewoon, die beloofde land, die land van melk en honing. En soos tyd verbygegaan het, het hulle al hoe meer en meer hulle reuns op God begin draai. Hulle het ongehoorsaam begin leef, hulle het goddeloos opgetree. Wat 'n skande was, want hulle was die uitverkore volk van God. So as ons dan vanoggend hierdie gedeelte as 'n voorbeeld vat, ons aanskou dit en ons lees, maar God het op 'n sekere manier opgetree. Moet ons eers die verbintenis maak en sê, maar hierdie is nie direk oor my optrede, oor iets wat ek gedoen het nie. Dit is oor die optrede van die Israeliete, oor hulle ongehoorsaamheid. Ons kan nie die teks sommer maar net daarvan losbreek nie. Die derde belangrike punt wat ons in ag moet neem. Dit handel oor iets wat in die verlede gebeur het, om en by 700 jaar voor Christus, of dan vir ons 2700 jaar gelede. 'n doodeenvoudige voorbeeld om die erns van hierdie punt oor te dra. Kom ons sê, ons lees vandag 'n koerant van 'n jaar terug. En daar staan, as 'n sekere artikel, maar 'n hoofweg gaan gesluit wees vir wat ook al gevaar, ons moet so ver as moontlik bly, daar gaan allerlei slegte dinge daar gebeur. Gaan ons dan vandag die samelewing intree en almal wie ons kan sien, vertel en waarsku asseblief bly weg van daardie hoofweg, ernstige en moeilike en slegte dinge gaan gebeur, ry om of moet asseblief nie eens in julle kar klim nie. Ek hoop in alle eerlikheid nie so nie, want sodra die mense vir wie ons dit sê uitvind, maar ons reageer soos ons doen oor 'n berig van 'n jaar terug, mag hulle dalk net dink, daar's 'n skroefie of 6 los. Dalk het ons dan in die familie se pillekabinet ingevaar en het so sweeties begin. Nee, ek spot somme. Maar geliefdes, dis bloot van iets van 'n jaar terug. Dan nie eers gepraat van iets van 2700 jaar terug nie. Ons moet onsself die vraag vra, met wie word daar gepraat, oor wat word daar gepraat en wanneer het dit plaasgevind? Dominee Braam het onlangs 'n erediens gehad wat oor basies dieselfde gehandel het. Maar ons moet ook eerlik wees. As ons hierdie nou in ag neem rakende die teks, ons gaan kyk na die wie, die wat en die wanneer, verduidelik dit nie steeds hoekom die teks voorkom asof God vrees in die mens probeer injaag nie, asof dit voorkom asof hy absoluut niks met hulle te doen wou gehad het nie. Nog 'n belangrike punt wat ons in ag moet neem. Let wel, dit is 'n baie komplekse, dit is 'n baie moeilike punt, ek gaan dit so kort as kragtig en so eenvoudig as moontlik probeer oordra. Daar's 'n baie groot verskil tussen die Ou Testamentiese bedeling en die Nuwe Testamentiese bedeling rakende ons verhouding met God. Tydens die Ou Testament het die Israeliete nog volgens die Ou Verbond geleef. Wat beteken, hulle het nog onder die wet van Moses geleef. Die 10 gebooie, burgerlike wette, seremoniële wette, reinheidswette en nog 'n hele klompie ander. Dit het hulle lewens gereguleer. Die offersisteme was in plek gesit, want dit is waar volgens hulle versoening gekry het vir hul sonde. Diere is op 'n gereelde basis geoffer. Belangrik om ook uit te lig, die diere wat hulle wel geoffer het, was as 'n genadige voorsiening van God gesien. Want as die mense gedink het, maar ons het die diere gevang en ons kan hulle sommer maar net offer, dan begin weer die hele ding van hulle het hulle versoening self verkry. Nee, dit is die genade van God. Die tempels en die priesters was die middelpunt van hulle hele bediening, hoe hulle God kon nader. En gehoorsaamheid aan hierdie verbond, dit wat ek nou net uitgewys het, was van kardinale belang. Enige oortredinge, enige ongehoorsaamheid, daar was 'n prys te betaal. Dit is hoekom die offersisteme in plek was. Die mens het hierdie verbond wat hulle met God ingetree het, verbreek. Hulle kon dit nie regstel nie deur hulle eie vermoëns nie. Daarom was 'n dier geoffer, lewe was gegee. Tydens die Nuwe Testament of die Nuwe Testamentiese bedeling waarin ons onsself vind, leef ons nie meer volgens hierdie ou verbond nie.
maar volgens die nuwe verbond wat deur Jesus Christus se bloed beseël is. Dit staan in Lukas 22 vers 20. Bedoelende, Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en ons is nie meer onderdanig aan die wet van Moses, al die verskillende rituele en sisteme nie. Nee, maar hier moet ek ook uitlig. Ek probeer nie sê ons kan van die 10 gebooie sommer maar net vergeet en dit agter ons los nie, glad nie. Ek probeer sê, ons verlossing is nie meer afkomstig van die uitleef van die wet van Moses nie. Dit het Jesus Christus klaar vir ons gedoen. Enige prys wat ons sou moes betaal, omdat ons sondig, het Jesus in ons plek afbetaal, eenmalig, en dit was voldoende. So geliefdes, kom ons neem hierdie inligting en ons pas dit toe op vanoggend se teks. Die Israeliete het 'n baie groot verantwoordelikheid gehad om gehoorsaam te wees en te leef volgens die wet van Moses. As ons na Jesaja gaan kyk en ons lees hierdie hele boek, is dit baie duidelik. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle was ongehoorsaam en dit is waarom God so ontsteld was in hierdie spesifieke gedeelte. Hulle het voorgegee asof hulle die Here geken het en hulle het hom nou kamstig aanbid met al die verskillende offers en die feeste en die sabbatsvierings, maar in hulle harte het hulle hom nie geken nie. Hulle het nie hulle kant van die verbond nagekom nie. So God se optrede in Jesaja 1 vers 10 tot 17 wys nie op 'n God wat onnodig hard was of onregverdig teenoor hulle opgetree het of dalk bietjie te emosioneel die dag van glad nie. Hy hou hulle aanspreeklik vir hulle verbondsontrouheid. Net soos wat ons vandag ons kinders en kleinkinders verantwoordelikheid probeer leer deur regverdig op te tree en hulle aanspreeklik te hou indien hulle iets verkeerd doen. Hulle moet geleer word, maar as ek ietsie doen wat nie reg is nie, gaan daar op 'n manier iets wees wat sleg gaan wees of terug gaan kom na my toe. Ons leer hulle daardie verantwoordelikheid. Maar geliefdes, hier moet ek ook uitlig. As ons hierdie gedeelte lees, rakende wat die Israeliete verkeerd gedoen het, hulle het nie net bloot maar 'n ou paar foutjies gemaak, of onbewustelik het hulle nou 1 of 2 slegte, glad nie. Hulle het doelbewus die Here se wil verwerp, terwyl hulle voorgegee het, hulle aanbid en bedien hom. In ander woorde, hulle was skynheilig. Hulle die Here probeer flous, deur, maar as ons hierdie en hierdie en hierdie, as ons dit net uitleef, dan kan ons die Here dalk triek, dat hy dink, maar ons leef eintlik vir mag, eintlik gee ons nie om nie, hoor nie, ons doen dit nou maar net, want ons wil hom nou maar op 'n manier probeer gelukkig hou. Ek lees vir julle Jesaja 29 vers 13, dit sê, die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie. God se optrede hier is nie hy wat sy rug draai teenoor iemand wat in absolute afhanklikheid en in noodsaaklikheid na hom toe uitreik nie. Dit is hy wat hulle eerstens aanspreeklik hou vir die verbond wat hulle ingetree het en hulle wat nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie, en tweedens, dit is die Here wat vir hulle sê, maar julle ken my mos nou nie. Julle gee mos nou voor asof julle doen, maar eintlik verdra julle wat heilig is, julle bespot my en my wil. Hoe kan ek julle ontvang as my kinders, as julle deur julle optrede vir my so duidelik soos daglig wys, julle wil nie my kinders wees nie. Bekeer julle, draai weg van die kwaad, leer om my te ken. Geliefdes, dit is die opdrag wat Jesaja as profeet ontvang het. Hy is ingestuur in die mense in, om hulle te herinner, om hulle aan te moedig, draai terug na die Here toe. Hou op met julle ongehoorsame lewe, leer hom ken, vra vir vergifnis. In die Ou Testamentiese bedeling
sien ons baie meer God se oordeel oor die mens. Want, en ek verkies eintlik hierdie bewoording, hy hou hulle aanspreeklik vir hulle ongehoorsaamheid teenoor hom binne die verbond. Ek gaan nie nou te lank presies oor die hele beginsels van die verbond gesels nie, maar hoe dit in die vroeë jare 'n verbond ingetree was, is 'n dier was oopgesny en oopgelê, en dan die partye wat in 'n verbond ingetree het, tussendeur hierdie dier geloop as simbool, as ek my kant van die verbond verbreek, sny my maar in twee soos die. Dis hoe groot die prys was indien 'n verbond verbreek sou word. So baie van dit wat ons in die Ou Testament sien, is God wat bloot sê, maar julle het saamgestem om met my in hierdie verbond in te tree. Julle weet daar's nou 'n prys te betaal. In die Nuwe Testament sien ons weer al hoe meer, maar die oordeel wat op ons as mens moet wees, het Jesus Christus op homself geneem en hy het dit klaar betaal. Maar ek moet ook baie belangrik uitlig, dis nie dat God verander het van die Ou Testament tot die Nuwe Testament nie. Nee, Jesus Christus het bloot vir ons ingetree as vlekkelose lam. So, wonderlike nuus. Jesaja 1 vers 10 tot 17 is nie direk op ons gerig nie. Ons kan tot die Here bid. Ons hoef nie bang te wees nie. Die Here sal vir ons luister. Beteken dit dan dat ons vandag, ek het die voorkop, jy weet, vir al die sweet nou hier kan afvee en sê maar dankie tog. Hierdie angswekkende teks, ons kan van hom vergeet en ons kan aanbeweeg met ons lewens. Ons het mos in elk geval niks meer uit te waai nie, so hoekom moet ons nou ons tyd daaraan bestee? Nee. Daar is steeds 'n boodskap vir ons daarin opgevat. Ek lees vir julle Jesaja 1 vers 18 tot 20. Maar geliefdes, onthou, ons doen dit nou en ons interpreteer dit nou as buitestanders tot iets wat om en by 2700 jaar terug gebeur het, rakende die gebeure en die optrede van die Israeliete. Ons staan as buitestanders en kyk na die dieper boodskap. En kom ons lees verse 18 tot 20. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet, want dit is die Here wat dit gesê het. Al het die Israeliete hulle rins op God gedraai, al het hulle hoeveel keer dit duidelik gemaak, hulle wil hom nie ken nie. Al het hulle wat heilig is, bespot. Al het hulle sy wil verdraai tot hul eie voordeel. Al het hulle die naam van God deur die modder gesleep. Staan die Here steeds, hande uitgestrek voor hulle en hy sê, kom ons stel hierdie saak met mekaar reg. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al het julle al hierdie onreg teen my gedoen, ek sal julle steeds vergewe. My liefde vir julle, my vergifnis, my genade is nie afkomstig van julle optree wat julle tot die tafel bring nie. Julle bly steeds my kinders. Geliefdes, hoe mooi is dit nie? Indien ons die Bybel nie verantwoordelik gebruik nie, kan dit baie skade veroorsaak. Geliefdes, ek weet van baie mense, baie in die loop van my lewe, wie weggedraai het van die Here af, omdat 'n spesifieke teks of 'n spesifieke gedeelte totaal en al verkeerd verstaan was, of 'n gedeelte was op hulle afforceer, en hulle het net besluit, maar hiermee wil ek niks te doen hê nie. Maar aan die ander kant, indien ons die Bybel met respek hanteer, beskou as die lewende en die heilige woord van God, as ons maar nie die nodige tyd neem om te verstaan
hoe ons dit moet lees, wat is die dieper boodskap, sal ons baie vinnig kan sien, maar God se genade en sy liefde vir ons skyn reg deur die Bybel, van die begin tot die einde, 'n goue lyntjie wat konstant daar is. Geliefdes, moet nooit bang wees vir die Here nie. Ek weet, as 'n mens sulke tekste lees, kan dit nogal so iets in ons wakker maak, moenie. Moenie dink hy staan met sy rug teen ons gedraai nie. Moenie dink ons hulproepe tot hom val op dowe ore nie. Ek dink baie mense sal verbaas wees as hulle maar net kan weet hoe gewillig is God om 'n pad saam met hom te stap. Nie oor ons verdienste nie. Nie oor hoe goed ons is nie. Maar oor die liefde en die genade wat hy vir ons het. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir u woord en laat ons deur 'n moeilike gedeelte soos vandag steeds 'n besonderse boodskap kan ontvang. Dankie Here dat wanneer ons u konteks in ag neem, dat ons kan sien, Here, u is nie onregverdig nie. U is eintlik die definisie van liefde, van genade. Dankie dat ons kan weet, maar ons stap 'n pad saam met u. En dat u vir ons 'n prys betaal het wat ons nooit op ons eie kon doen nie. En Here, ek vra asseblief dat hierdie boodskap sal deurdring tot elke liewe persoon. Dat ons nooit skaam of bang sal wees of nie die vrymoedigheid het om na u toe te keer nie. U staan ons altyd by en u bly lief vir ons. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.